Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar ons weer saamkuier by my program, Jesus doen dit weer, saam met my Andries Besuithout, en waar ons werklik weer soveel deel, wat ons die Here die erkenning gee, wat ons net kan opspring in jubel en juig in die naam van ons grote God, want hy is altyd deurgetrou. Maak nie saak wat ons pad langs kom nie. Daar is soveel kere wat ons, hoe sê die ou Engelse spreekwoord, down the dumps is, maar elke keer is Jesus daar, en tel hy ons op. Amen. Ons moet net bly aanhou glo, en bly aanhou bid. Bid vir mekaar, bid sonder ophou, sê die woord. Laasweek het ons met Karen bietjie vertel, het sy ons vertel van hoe die Here vir haar genees het van kolonkanker, maar ons gaan vandag aan, en sy gaan ons bietjie meer vertel. Karen, baie dankie weer eens, dat jy weer eens met ons gaan deel, en hierdie is, ons gaan nou so 'n bietjie uitbrei, jy het die een seun en die twee dogters, maar die een seun was ook 'n rukkie terug gediagnoseer. Verduidelik, vertel ons. Ja, sy vrou het my gebel en vir my gesê, hulle was by die dokter gewees, want hy het baie gewig verloor, en elke keer as ek daaroor gepraat het, het ek raas gekry. Want volgens hom is dit omdat hy so hard werk. En toe het ek vir sy vrou gevra om die dokter te vat, en hulle het hom toe gediagnoseer met diabetes. En sy suiker was redelik hoog gewees, en ek het dadelik mense gebel by die kerk en gevra om saam met my te bid, en ek en sy pa het vir hom gebid. En ja, ons is, waar ons is 'n proefplaas, en daar's mense wat proewe en goeders doen, so ma was in die tuin besig, en ek het aan mekaar net gebid, hardop gebid, dit in die atmosfeer gesit, en die vyand afgesweer, en gesê, hy het nie plek in my kind se lewe nie. En die Vrydag, hulle het weer bloedtoetse goeders gedoen, en die Vrydag het my skoondogter my gebel en vir my gesê dat die dokter het gesê, hy weet nie wat aangaan nie, maar Raymond is, daar's geen teken dat hy diabetes is nie, hy kan dit nie verklaar nie. En ek het net vir haar gesê, julle weet dokter toe gaan sê vir hom, ek kan dit verklaar, want my Jesus het my kind gesond gemaak. Hy is die groot geneesheer. Hy is, en weet jy Andries, ons is, ek bly nederig dankbaar, want dit is net deur sy goedheid en sy liefde vir ons. Nie omdat ons oulik is, of sterk is, of dink ons is so goed nie. Dit is net deur sy genade en sy liefde vir ons. En ek bly nederig dankbaar vir wat hy vir my en my kind gedoen het. Daar's ander, ek het spinale beroerte gehad, ek was verlam aan die een kant vir 'n tydperk, en hulle het dit toe nou opgetel, eers baie gesukkel, want dis 1 uit 'n miljoen wat spinale beroerte kry. Vertel ons 'n bietjie daarvan, hoe? Ek was by die werk gewees, ek het by 'n boer gewerk in Grabouw, maar ek het die tuine gedoen, en ek het net sleg gevoel die oggend, en ek het vir Pyp gebel en gesê, yes, ek voel sleg, en op die einde van die dag het ek nou dokter toe gegaan, en hulle dog toe dis my rug. Spyt, want elke keer as ek daar gekom het, was dit maar die rug wat die probleem gegee het, en dan het hulle my nou maar ingespuit. En ek het teruggegaan werk, want hulle boek my toe af, toe sê ek, nee, ek het 'n kwaai baas, ek kan nie by die huis bly nie, ek moet gaan werk. En ek was besig om plante te plant wat in die grond moet kom, en toe ek daar kom, toe kan ek nie die pothouers vat wat die blomme in is nie, want my regterkant was lam gewees, so ek het gesukkel, nie my regter en my linkerkant was lam gewees, so, maar so het ek gewerk, en ek het huis toe gery met een hand wat ek kan gebruik. Die senuwee van aan my regterkant tot by my tone is
het beskadig geraak as gevolg van die dit is nou maar ook weer waar die kussentjie het 'n bloedvat vasgeknyp. So hulle het in my nek 2 wervels gefuse en hy het vir my gesê dat ek as ek 74 na 80% kan terugkry van my hande en wat in die verlamming, dan wil hy my nooit hoor kla nie. En 6 weke later is ek terug vir my ondersoek en hy het al die toetse en goeders gedoen en gekap en te kere gegaan en ek was nie meer verlam aan my linkerkant nie, want weer eens het ons net gebly bid daaroor en die verlamming aan die linkerkant was reg, ek kon weer my linkerhand en alles gebruik, ek het my voet het nie gesleep nie en die regterkant was ek die senuwee wat warm en koud reguleer, of jou sê dis warm en dis koud, dis wat seer gekry het. So ek het lekker gebrand, ek het sommer 'n kasserol in die oondheid gehaal en dan nie besef dis warm nie, so was beskadig, ek moes vir pyp roep om die kleintjie se badwater te voel, want ek het amper die oudste enetjie verbrand ook om in die bad sit, want as gevolg van dat ek nie kan voel, vir my is dit. So ek is toe op die einde van die dag 94% het ek van werking teruggekry daai tyd. En ek glo vandag vas, my regterhand is bietjie swakker as wat hy was, maar ek skryf dit in die ouderdom toe, ek skryf dit nie daarin toe, daar het die Here my ook heeltemal gesond gemaak. Nie dat ek oud is nie. So ja, ek het 'n klipprige pad geloop, maar weet jy wat, ek is gevorm daardeur vir Jesus se koninkryk. En ek gee al die eer aan hom. En wat jy gesê het, elke dag moet ons wapenrusting aantrek. Ja. Want die vyand is lustig, hy loop soos 'n brullende leeu rond om Jesus se kinders weg te ruk. En ons moet nederig bly daardeur. En in hierdie dae wat ons lewe, is dit so belangrik dat ons nog nou, meer as ooit, bidend moet bly. Vir mekaar en werklik, hoe oud was jy toe dit gebeur het? Nou moet ek mooi dink, ek was 59 met die kanker. Ek was seker so 52, 53 toe ek die beroerte gehad het. Toe dit gebeur. Nou, het hulle vir jou verduidelik, waar kom dit vandaan, het dit... Jy het nie Hulle skryf ons alles aan stres toe. Hulle het vir my gesê, dit is stres, en ek het nog nooit gedink ek stres in my lewe nie, Andries. Ek weet nie waar die mense, daar is mense wat sukkel met sulke goed, maar ek het nog nooit gedink dat ek stres nie. Maar dit is seker maar spanning. Hulle het gesê, dis spanning wat dit veroorsaak het. Nou, ek het nog nooit agtergekom dat ek gespanne is nie. Het jy toe opgehou werk? Of? Nee, ek het aangegaan. Ek was 'n maand afgeboek ek gaan dit na die 6 weke, was ek nog 'n maand afgeboek gewees. En ek was 'n week terug by die werk, toe werk ek met 'n konkreetmixer. En toe gooi ek konkreet. So ja. Dis net jy, Karen. En wat ek wil sê is, ons moet net onthou, in Johannes 14 vers 14 sê, dit wat jy in my naam vra, sal ek vir jou gee. Maar onthou, wat jy vra, moet jy waaragtig glo. Moenie net bid en vra en dink dit gaan nie gebeur nie. Jy moet waaragtig glo. En jy moet waaragtig jou lewe totaal en al oorgee aan Jesus Christus, ons saligmaker. Amen. Luister, Karen, maak daai notaboekie van jou oop. Jy het nog goedjies wat jy met ons wil deel daar. O, jette, Andries, hierdie boek is so... Ek wil net veel, ek wil sê, soos ek gesê, dankie, laat ek net gou hier kyk. Ek weet, ek is gemaak vir meer. Amen. Want ek sou nie, Jesus, ek vat dit net, ek het gesond geword, omdat hy my nog wil gebruik. So ek is gemaak vir meer. Ek het hom gevra, wat is my roeping? En ek het nou die dag die antwoord gekry om mense op te beer.
ek was, na ek by die dokter was, 2 weke terug, het ek na die chemo-afdeling gegaan. En daar was 'n paar mense wat bietjie moedeloos was. En ek het met hulle gepraat. En ek het my T-shirt weer aangehad. Dit is my roeping om mense goed te laat voel oor hulself. En om, dat hulle besef, jy mag moedeloos raak. Maar moenie gaan lê nie. Staan Amen, op. Amen. Want hy is, as jy val, tel hy jou op. Is jy daar. En met my God kan ek oor mure praat. Amen. Ek glo absoluut daaraan, dat ek kan niks doen nie. Wie julle elke asemteug, ek word elke oggend hier by 3:30 is ek wakker. En ek kon nooit verstaan wat dit is nie. En nou weet ek, dis die Heilige Gees wat my wakker maak, en sê dis tyd om te bid. Dit is so waar. So ek is daai tyd is ek al wakker en partykeer eers hier na 4:30 toe, maar dan is dit die terntale wat my wakker maak, maar dan bid ek ook, want dit is my tyd wat ek moet bid. En ek sê net elke dag, ons word so geseën elke dag met 'n mooi dag. 'n Nuwe dag. Dis die eerste seëning wat jy ontvang as jy jou oë oopmaak, is die nuwe dag waarmee jy geseën word. Sê gou vir my 'n ander ding is, julle het baie betrokke gewees op met die 40 days. Julle was Ja, baie. kyk, ons was op daai stadium was ons ook nog nie baie lankie by julle in die kerk gewees nie. Maar daar was nie dag nie. Kyk, Pyp het bietjie teëgeskop toe ek, want ons het eintlik, as ek dit nou in Engels kan sê, church hopping gedoen. Van een kerk na die ander kerk, want ek het net vir hom gesê, ek kry nie wat ek wil hê uit die kerke waar ek was nie. En toe sê ek eendag vir hom, wat ons daar by Furlands verbyry, toe sien ons die naam Kruiskyk. Toe sê ek vir ons, Sondag kom ons na die kerk toe. En hy het altyd teëgeskop en gesê, dis ver. En ons het ewe grand daar gaan stop, en toe sien ons nie, maar hier is nie kerk nie. Toe sê maar, hy het gesien die kerk is op 'n ander plek, tot ons nou hier by julle uitgekom. So, en ek het net vir hom gesê, toe Clemens aankondig van die 40 days of praise, toe sê ek vir Pyp, maar ek gaan kom, want hy sê toe nee, want as gevolg nou maar van die plakkerskampe en goed waar ons moet verbyry, toe sê ek vir hom, is reg as jy nie wil gaan nie, maar ek gaan kom. Want ons kar gaan, niemand gaan ons kar sien as ons by 'n plakkerskamp verbyry nie, want die Here gaan ons beskerm. Ek sê niemand gaan eers sien genade gaan daar verbyry nie. En toe het hy saamgekom en ons het nie een dag gemis van dit nie. En ons nou mis ons dit wat dit bietjie min is, maar ons is dankbaar nou weer vir ons 10de wat ons gee van die 2 of 3 dae wat ons, is 3 dae, nee? 3 dae. Wat ons elke maand gee. Dit help dan bietjie om weer daai van 40 days te beleef. Jy weet, Karen, ek glo die eerste keer toe die Here dit op sy hart lê, het baie mense gedink, en ek sal nooit een ding vergeet nie. Elke diens was hier ten minste nie minder as 100 mense nie. Maandag tot maandag. En op 'n stadium sê hy, die 10de dag, sê hy, julle moet nou moeg geraak nie. Daar's nog 30 daaroor. En toe ons sien, toe 40 dae verby. Mens kon dit nie glo nie, dat dit so vinnig verby gegaan het, maar ek wil vir jou sê, Andries, die groei in daai tyd, geestelik, die groei daarin, het vir my en Leslie nader aan mekaar gebring, nader aan die Here gebring, en sterker as kinders van die Here gemaak. So. En 2025 was my wens om dubbel geestelik te groei. Ja. En daarom het ek is ek by die Bybelskool ook. Soos Andries gesê, hy wil net hê dat mense sien, dis nie net jong mense nie, maar ou mense ook, maar ek is nie regtig oud nie, hoor. Ek is undercover, dis hoekom ek grys is. Dit is, en wat het die Bybelskool vir jou beteken? Baie, jy, ek sal vir jou sê, soos ek die boeke deurgegaan het, veral hier van boek 6 en 7, wat praat oor die demone en die
vestings. Jy is wat absoluut net op jou Bybel ingestel is. Mense, dit is 'n belewenis om hierdie Bybelskool te doen. Jy leer so baie wat Jesus vir jou doen en hoe dinge vir jou oopgebreek word, waarteen jy moet waak en hoe jy dit moet hanteer, hoe jy moet bid, werklik moet bid. Ek kan nie vir jou beskryf wat die Bybelskool vir my gedoen het nie. Ek kon nie wag dat die volgende boek moet kom nie. Ek dink op die einde was Yvonne moedeloos geweest met my, want ek het sommer die laaste 3 boeke gelyktydig bestel. Weet jy, wat lekker is ek kan so met jou hele gesin deel hoe jy groei in die Here en die voedsel wat jy ontvang, die groei in jou gees. Absoluut. En dit is ons grootste probleem in vandag se tyd. Ons wil altyd kyk na die vlees, jy weet, hoe gesond is ons, hoe goed eet ons, en in plaas daarvan dat ons eerder na ons geestelike kant moet kyk, wat eet ons in ons geestelike kant? Weet, dit is, wat luister ons na? En as jy kyk na strokiesprente van die kindertjies vandag, dan is dit, man, ek sê vir julle kommerwekkend. Dit is, jy skrik. Ek wil vir jy papas en mamas daar buite sê, kyk na wat jou kinders kyk. Daar, jy kan nie glo nie, ek wil sê 90% plus van die strokiesprente van vandag gebruik die Here se naam uitelik. Hulle wys verskriklike emerige goed. Jy weet, goed wat kwaad word, wat goed breek, en Ja. dit is net nie goed wat jou kind mee na kan kyk nie. Nee, dit is nie, en dis gevaarlik wat dit is, hoe dit hulle klein breintjies investeer. In besit neem. Absoluut, so ons is baie streng wat dit aanbetref. Ek moet dankbaar wees, my kinders is baie streng daaroor. Ek het gesê, ons moet maar eerder kyk of ons nie DVD's kan kry van Rageltjie de Beer en daai tipe van goed, laat ons kinders daarna kan kyk. Ja. Weet jy, dit is die tyd waarin ons lewe, ek wil nie sy naam noem, ek noem hom 'n Gogga, is so slee. Hy kom op die kleinste plekkies in die openingkie, soos jy sê, jy wou nie gesê het jy's in wat noem jy dit? Remissie, amper sê ek resessie, remissie, dat dit is dinge wat ander mense weer by jou kan leer, en ons moenie ophou om vir die ander mense te gaan vertel nie. Ek meen, as jy wat nou sê, waar jy gaan vir jou jaarlikse ondersoek, en jy kan daar gaan vertel, jy het hierdie pad gestap, maar die Here het jou hierdeur gedra. Ek sê vir jou nou, daar is 'n rede daarvoor. En hoeveel van daardie mense, en daar is baie mense, ek weet nou, op ons geestelike pad wat ons loop, het ek mense gekry wat, daai man sit met stage 4 kanker, en dan het hy nou nog nie sy saak reggemaak met die Here nie. Dan kan ek het nie meer hare om uit my kop uit te trek nie, maar dan kan ek werklik sê, hoe is dit moontlik, dat daai persoon weet, hy staan op die rand van die graf, die rand van die dood, en hy kom nie tot inkeer nie. Nee, ek weet nie hoe mense dit kan doen nie, want jy kan niks doen sonder die genade en die dra van Jesus Christus nie. Jy dra jou deur, Karen. Deur alles, en niks wat jy kan doen, en ek in Pyp neem nie groot besluite sonder om die Heilige Gees se leiding te vra nie. Soos nou wat ons moet huis koop, ons weet nie waar nie. Ons wil nie ver van die kerk af wees, is dit die regte ding vir ons om te doen, om te gaan toer. Maar ons sal op die regte tyd, want dis nie ons wil nie, maar sy wil. Amen. Nie ons tyd nie, maar sy tyd. So ons wag en ons vra die leiding van die Heilige Gees in al ons groot besluite wat ons moet Jy neem. weet, interessant nou het jy dit noem, is, ek het gelees, is een of ander bekende geestelike skrywer, ek kan nou nie sy naam onthou nie, hy sê, jy moet so ingestel wees om die stem van die Here te hoor, maar hy sê duidelik, met albei ore. Ja. Jy weet, vir my is dit, waar
toe Samuel vir Dawid moes, as ek reg, ja, Samuel vir Dawid moes gaan salf het. En hy sien nou hierdie rooi van gelaat mannetjie, hy was nie 'n groot man nie. Dadelik is dit ons kyk na die uiterlike. Weet, Ja. en daar sê God duidelik vir Samuel, dit is waar ons grootste fout is. Julle kyk teen die voorkop vas, maar ek kyk in die hart. Ja. En dit is wat ons by God moet leer, uit die woord uit moet leer. Ons moet verder kyk, ons moet, soos daai man skryf, hy sê, jy moet met al twee ore luister. Dat jy werklik kan sê, jy hoor die stem van die Here, en jy sê, spreek my meester, die diensknegt luister. Ja. En ons staan so skuldig. Ek praat van myself. Hoe baie keer maak ons eie planne? Nee? Ons het nou al 'n paar keer gehoor, dit is hoekom waar die hele ding verkeerd geloop het met Abraham. Hy het nie gewag tot die Here, want dit is presies wat die Here sê. Pastoor Clemens het al 'n hele paar jaar terug daaroor, het hy 'n woord bedien oor, die Here sê 3 dinge. Hy sê of ja, of nee, of hy sê wag 'n bietjie. Ja. En daai wag 'n bietjie. En baie keer wil ons ook nie die nee aanvaar nie. En dit is waar ons net eenvoudig moet weet, as ons heiligmaking wil nastreef, moet ons gehoorsaam wees, obedience. Dit is nog, die Here sê, dis groter as offergawes, is gehoorsaamheid. Ja. Dus aan sy woord moet jy gehoorsaam wees. As hy met jou praat, moet Moet jy jy luister. luister, want jou Vader hier op aarde tugtig jou. Nou, en sê partykeer nee. As my kinders goed gevra het, het pyp nee gesê. Nou, hoekom wil ons nou daarteen skop, as ons hemelse Vader ook vir ons nee sê vir goed? Daar is mos 'n rede hoekom hy nee sê. Aanvaar dit so. Ja. En weet, jou belange is vir hom belangrik. Amen. Dit is, hy weet wat ons môre gaan dink, hy weet wat ons môre gaan doen, hy weet wat ons môre gaan sê. Ja. En hy weet, daar's so baie kere wat dinge nie vir jou in plek val nie, want die Here weet, en die Here het my geopenbaar. Ek het geweet, ek moet nie, en baie mense sê, ja, ek moet dit nie sê nie. Ek moet nie finansiëel sterk staan nie, want dan gaan ek lekker sportmotors wil hê en ek wil jaag en ek weet dis wat ek nie moet doen nie. Ek is lief vir karre, maar dit is iets wat ek weet die Here my oor beskerm. Ja. As ek nou baie geld gehad het, ek miskien vir my Porsche Carrera gekoop of daai tipe van 'n sportmotor en lankal met myself miskien te pletter gery, want Ja. dit is nie wat die Here vir my beplan het nie, dis nie my doel op hierdie aarde nie. En dis hoekom die Here nie vir my so 'n kar gaan gee nie. Ja. En ek wil vir die Here sê, dankie Here, ek wil nie so 'n kar hê nie. Ja. Maar dit is net eenvoudig, ons moet aanvaar wat die Here vir ons wil gee. Ja. Dis En hy so gee vir ons meer as wat ons nodig het. Baie meer. Elke asemteug. Met COVID tyd weet ek, was daar heel aan die begin, was daar in Italië, was daar 'n man wat glo gesê het, ja, hoe wil julle my hierdie R1000 vra vir die suurstof, maar God vra my nie 'n sent vir elke dag se suurstof nie. Ja. En dan besef ou net, hoe groot is God, en hoe Ja. goed is hy. Amen daarop. Karen, baie dankie. Dankie dat jy vir ons kom vertel het, hoe groot is God, hoe goed is God. He is the miracle worker, the way maker, the promise keeper. So, kyk hoe, as hulle raf kan hulle daai liedjie sing, Ja. man, dan, hy is maar 'n blessing vir ons as in ons kerk met ons hele orkes, is dit werklik 'n blessing vir Rafkin. Baie dankie, Is 'n Karen, groot baie plesier. dankie. Sê vir Pyp, ek sê dankie vir die tyd wat hy vir jou vir ons geleen het om te kom vertel wat Jesus vir julle gedoen het en nog steeds doen en nog gaan doen vir julle toekoms vorentoe. Ons wil net werklik vir die Here sommer nou die seën oor julle bid. En terwyl ons afsluit en ek u groet tot 'n volgende keer, sê ek vir u totsiens. Baie dankie vir die saamkuier. Here Jesus, baie dankie dat ons elke een wat daar buite nou na hierdie getuienis geluister het, Here, werklik voor u voete kan plaas. Here, soos ons 'n geskenk vir iemand bring, Here, en ons plaas hom by hulle, voor hulle,
in hulle teenwoordigheid, Here, wil ons vir Karen en vir Pyp vandag en mensies daar buite, Here, wat hierby ingesluit wil wees, Here, by u voete kom plaas. U as ons Papa God, Here, wat na ons omsien, Here, wat vir ons omgee, wat vir ons die grootste offer ooit aan daardie ruwehoutkruis op die heuwel Golgotha gedoen het, Here, wil ons net sê baie dankie. Dankie dat ons kan bid, Here, dat u die engele vooruitstuur vir Karen en Pyp, Here, vir wat hulle beplan, vir ons medeboeties en sissies daar buite. Dankie, Here, dat ons weet u sluimer of slaap nooit nie, sê u woord, Here. En daarom kan ons enige tyd, dag of nag, by u aanklop en sê, Here, help. U is altyd daar, Here. U is alomteenwoordig. En vandag wil ons vir u net sê, baie dankie, Here. Here, dankie. Dankie vir u goedheid en u guns, wat ons volg al die dae van ons lewe. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.